Vader, baie dankie dat U teenwoordig is. Here, dankie dat U vir ons die belofte gegee het van U ons nooit begewe en nooit verlaat. Here, as dit moeilik gaan met ons, selfs toe koning Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, is dit U stok en U staf. Here, dit spreek van U teenwoordigheid in ons lewens. Dit spreek van U teenwoordigheid wanneer ons in moeilike tye is. Daardie tye, Here, wanneer ons op ons knieë is en ons weet nie wat ek kan doen nie. En ons stel ons hoofde op, dan sien ons U raak. Here, ek dank U dat U 'n hand van voorsiening het. Ek dank U dat U 'n hand van liefde het. Vader, dankie. Vanoggend so ry, sien ek U hand van voorsiening. Ek sien die reën op die land. En ek weet, Here, daarvan af gaan lewe voortvloei. Plante gaan groei. En ons gaan voedsel ontvang daarvan af. Dankie, Vader, dat U so getrou is aan ons. Help ons egter om getrou te wees aan U. In Jesus naam. Amen. Twee goed. Voordat ek die woord bedien. U mag glad nie vir die pastoor sê wat gebeur nie. Dan word U kan nie by pastoor Dawid se kinders as hy terug is. Sê moet tog asseblief net nie daai mal pastoor hier nou sien. Tweede ding ek bly om te sien daar's jeug hierso. Nou dat ek so ek wou ek het woord hierso die Here vir my gegee, maar ek wil ook 'n stukkie met julle deel wat in my hart opgekom het toe gestaan het. En ek sing en ek wil graag vir julle sê. Ek het die Here is ontmoet as ek 36 of 37 jaar het. Nou as ek nou vir u sê, dis ook die eerste keer dat ek eintlik die Bybel geleer ken. Voordat het ek regtig geweet hoe lyk die Playboy tydskrif is 'n binnekant. En ek het dit van 'n jeugouderdom af gemeet. Dis nooit te laat nie. Niks is van God te laat nie. Ek het 'n vrou gehad wat 14 jaar vir my gebid het om tot bekering te kom. Nou laat ek u vertel hoe gebeur dit. Van NG Kerk toe. En ek sien baie trots daarop, maar dit is 'n getuienis. Ek wil dit graag deel. Nou nooit sê die NG dominee na my huis toe en ek kom sit. Hy sê, broer, jy was aanvraag in die kerk, ek gaan nou onder sensuur sit. Ek staan op 'n gangkamer toe, gaan al 'n koevertjie daar so. Kyk as ons vir jou rekening stuur, as ons 'n vensterkoevertjie. Binne die vensterkoevertjie staan meneer daar buitendag teen Terpstraat. Nou vat ek die vensterkoevertjie na die dominee toe en gee dit vir ons hand. Hy sê, wat moet ek hiermee doen? Ek sê, lees. Hy sê, meneer daar buitendag, ek sê, ja man, jy is gehoord en by vat jou goed te loop. Ek vat hom voor die deur toe en ek wys hom van waar sê ek moet gaan. Toe ken ek nie die Here in my lewe nie. Toe kom die stuur die ouderling so toe hy sê hy kom die kollek daar, ek sê vir Julie nee man, kyk jy kan nie my bande by die geld betaal nie. Dit werk nie so nie. Ek werk hard vir hy geld. Hy kan ook maar gaan. Nou sê sy vir my, sy gaan nou AGS kerk toe gaan ek saam. Ek sê ja, maar hier in my agterkop sê ek kan dan hier ou. Ek kan maar kerk toe gaan. Ek gaan so 1 of 2 keer join. Dan gaan ek maar weer terug gaan op hierdie biker. Maar nou alles wat op my. Dan gaan ek maar weer die uitkom saam met my kalle en drink. Gaan ek na plekke toe waar jy nie Jesus kan saamvat nie. En jy, dis ons wat ek vir jong mense sê, as jy Jesus kan saamvat, moet jy nie gaan nie. As jy nie by 'n plek kan instap en jy is nie bereid om die Here Jesus Christus saam te vat, moet jy nie gaan nie. Maar nou gaan ek na sulke plekke toe. Ek vat my vrou by AGS kerk toe. Nou sê sy vir my een aand, pastoor, kom jy besoek? Ek sê, luister, hy is klaar laat. Ek is al op tyd nie, so ek sê, sommer dis die dag die pastoor weg. Hy is laat. En dan stuur vir my so harde was. Pastoor. Kan sommer sien as hy so instap, hy word onderwyser. Hy is sommer klaar. Hy is sommer as hy geef my op pad op die mond. Maar weet jy, ek kom tot bekering in die AGS kerk.
'n diens wat gebeur en ek staan en hulle preek. Die preek dan oor die man wat lê by die bad. Nou ek het nie gewoon in die kerk nie, en mooi verstaan, dan staan ek in die kerk en die ambulans met sy hande is op, jolly. Maar ek dink, wat kan nie aan, man? Praat en allerlei tale, en ek is heeltemal op verkeerde plek, ek het nie so gepraat oor gedink nie. En die Here sê vir my, daar aan die diens. Ek sit so in my gedagtes en ek sê, maar wat het die man so lang by die bad gelê het, met my uit te waai? Niks nie, sê ek in my eie gedagtes. En 'n stem sê vir my, maar ek skrik vir myself boegel, want ek hoor die stem baie duidelik. Hy sê vir my, ja, jy lê 36 jaar geestelik. So waarvan praat jy nou met my? En ek kom tot bekering. En die Here roep alkoholus. Vanoggend wil ek met u praat. Ek kan nie woorde oopmaak by Eksodus, die 3de hoofstuk. En ek wil praat oor, kom 'n bietjie nader. Kom net 'n bietjie nader. Ons is ons bang om nader te kom. Vers 3. Eksodus 3 vers 3. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien het en geskieurig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Kom 'n bietjie nader en ek glo die kerk in groot deel is besig om dood te gaan, omdat mense nie nader kom aan God nie. Helper en AGS gaan na die tyd wat pastoor David sê, nie om hier te spreek. God roep Moses en as 'n paar dinge wat gebeur en as 'n paar goed waarna die Here kyk. En ek wil vir julle sê, en ek wil julle bemoedig vanoggend, dat God ons almal geroep. Jy is geroep, ek is geroep. Jy is nie geroep om AGS, Heilbronse banke waarom te sit nie. Hoekom kom ek kerk toe op 'n Sondag? Om te kom kyk wat die pastoor vir my sê. Die pastoor kom kerk toe om te gee wat die Here gegee het vir die gemeente, maar nie kom op kerk toe om te dien. En ons verloor dit baie keer en dan sit ons in die kerk en ons gaan in gewoonte in, maar kom later daarby uit. Moses sien iets gebeur wat buite die normaal is in die stad nader. Ek wonder of ons AGS Heilbron sal vol wees aan wonderwerke binne in die kerk gebeur. Dan sê die Here, vergewe die mense asseblief dat hulle net op wonderwerke reageer. Toe God Moses geroep het hy nie Moses herinner aan sy verlede nie. Die dag toe die Here se stem hoor en die Here het my gesê, hey, jou alkoholus, wat het jy gedoen toe jy daar in Pretoria op die koelerboks afgery het in die walle toe jy dronk was nie? Die Here het my niks van my verlede herinner nie. God het my herinner aan my toekoms. God roep Moses, maar hy herinner Moses nie aan sy verlede nie. Hy sê nie vir my, hey, jou moordenaar, wat soek jy hier? Nee, God het Moses gebruik omdat Moses bereid was om nader te kom. Want sien, wanneer God jou roep, dan kyk God nie na jou verlede nie, God kyk nie na jou kwalifikasies nie. Die Here het nie Moses se CV gevat en hom deurgelees. Anders het Moses dalk nie gekwalifiseer nie. Moses was bereid om te luister. En omdat hy bereid was, het hy nader gestap. En omdat hy nader gestap het, het God opgegryp. God het nie omgegee oor Moses se verlede nie. God het nie omgegee of Moses gekwalifiseerd was nie. God kyk nie wat 'n ondervinding Moses het nie.
Pastoor, ek kan nie eintlik in die kerk help nie, want ek het nie ondervinding nie. Pastoor, ek kan nie in hierdie kerk betrokke raak nie, want ek kan nie, weet nie hoe om te bid nie. Weet jy, Moses het vir God gesê, ek weet nie hoe om te praat nie, gee God kom op. Wanneer God jou geroep het om te bedien, wanneer God jou geroep het om in die kerk te kom sit, het God jou met die doel geroep om te bedien. Jesus Christus bid tot sy Vader, daar gaan hy uit en hy bedien die mens ook. Hy word nie bedien. En die kerk sal baie beter wees en die kerk sal baie beter vaar wanneer mense met die verwagting kom om te bedien. Here, ek bid die hele week lang vir die diens. Ek bid die hele week lang om my voor te berei vir die diens. En wanneer ek by die deur van die kerk instap, Here moet my asseblief net nie gebruik. As God jou voorberei in die week om in die diens te kom sit, om iemand te bedien, en jy doen dit nie, gaan God iemand anders te gebruik. Daar kom 'n dronk man in 'n gemeente in, week na week. En as die diens aan is, dan praat hy in tale. Volgende Sondag is hy terug. En as die diens aan is, dan praat hy in tale. Laat die pastoor later vra, maar hoe is dit moontlik, Here, dat jy hierdie dronk man elke dag gebruik, elke Sondag praat hy in tale, die Here sê hy is beskikbaar. Amen. Ons sit vanoggend nie, maar hoe beskikbaar is jy om vir God te werk? Of is jy bang as die Here sê, kom bietjie nader? En die Here het nou dit opgekoppel. So die jeug is nie buitekant dit nie. Die Here het die oude opgekoppel nie. Dis wonderlik. Die Here roep saam toe sy baie jong. Bereidwilligheid om te luister wanneer die Here jou roep. God sien sy bereidheid as hy nader kom. En God raak betrokke. Halleluja, ja. Dr. Warren Wieser sê in sy een boek, hy sê, when men work, they work hard. When men pray, God works. As God jou nader roep, en jy is bereid om te kom, is God betrokke. En wanneer God betrokke is, sal goed verander. Dit kan nie dieselfde bly nie. Geen mens wat 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus gehad het, of het, of sal hê in die toekoms sal dieselfde bly nie. Die lewende God verander goed. En Moses gaan hy sê. En nou het hy weggevlug. As oud seun. God roep hom. God het hom voorberei. En gebruik hom. Moses is bereid. En as u gaan lees en u lees die hele Exodus deur, sal u sien hoeveel keer die Here Moses gehelp het. En God het Moses so gesalf en so geseën in sy teenwoordigheid, dat Moses teruggegaan na die volk toe en die volk het geskrik, as gevolg van die heerlikheid wat uit Moses uitgestraal het. Wat 'n dag sal dit wees as 'n pastoor in die bidkamer kom, en hy kom uit die bidkamer uit, en die kerk is op die grond, en die Heilige Gees is besig om hulle te werk. Ja, ek weet nie wat om te doen nie. Ek het vir jou nuus. Psalm 32 vers 8. Psalm 32 vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee. My oog sal op jou wees. As jy vanoggend hier gesit het en sê, Here, maar ek weet nie wat om te doen nie. Ek het nou pas vir jou gesê, die pastoor is spytvol man. Psalm 32 vers 8 is die Here wat praat, ek wil jou onderrig. Ek sal jou leer, ek sal jou wys wat's reg.
En my oog sal op jou wees. Ek spreek van 'n besonderlike en 'n persoonlike betrokkenheid. Wat die Here dan sê, hy sê, ek self. Toe Moses vir God gevra het, wat moet ek vir die volk sê? Wie moet ek sê het my gestuur? Kan ek die gemeente vra? Gaan en gaan sê hulle, ek is, het jou gestuur. Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig. Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou wys. Leer die omstandighede wat toegelaat word op jou lewensreis. Rig jou vir die taak wat God wil hê. Dit rig jou op. O Here, weet, in hierdie gemeente of in Heilbron, daar is so 'n stoute seun. Hy's altyd in moeilikheid. Hy drink, hy gebruik drugs, hy doen dit, hy doen al die verkeerde dinge. Totdat hy eendag die Here ontmoet en die Here opgryp. Dan staan hulle verslaan na die tyd en sê, o, maar kyk hoe mooi werk daai man met dragies. Die Here kom voorberei. God het hom geonderrig. God het toegelaat dat daar sekere omstandighede in sy lewe gebeur sodat hy toegerus kan wees vir die diens waarvoor die Here hom geroep het. God het Moses toegelaat om weg te vlug in die woestyne. God het hom voorberei om sy volk daardeur te lei. Nou sê die pastoor nie, nou nie huis toe gaan, die wat jonk is, aan katterpaad aanjaag, en sê, maar die pastoor het vanoggend gesê, die Here berei my voor. Omstandighede word baie keer toegelaat om jou te vorm en jou karakter te vorm vir wat God jou wil gebruik vir die toekoms, waarin God jou wil gebruik. Die pad wat jy loop in jou bediening word deur God bepaal. Die pad wat ek in my lewe geloop het, was nie deur myself bepaal. Ek wil dit so omsê, baie mooi omsê, ek het nie my ouers gekies nie. God het my ouers vir my gekies. En al was my ouers nie gelowige mense nie, beteken nie hulle was sleg nie. Die Here my ons steeds geroep. Ek wil jou raad gee. Hoe gee die Here ons raad? Deur die skrif, deur die woord van die Here te lees daagliks, deur te luister na die inspraak van die Heilige Gees. Die Here onderrig ons deur die Heilige Gees, want dit is net die Gees wat die skrif kan openbaar. Daarom as jy baie keer Bybelstudie doen en jy lees 'n gedeelte en jy lees hom maande daarna, dan beteken dit ewe skielik vir jou iets anders. Want die Gees van God openbaar die woord aan die mens soos wat jou omstandighede is en soos wat jy dit nodig het daai dag. Hoe gee die Here vir my raad? Deur die skrif, deur predikers wat bedien. Partykeer weet ek nie, Here, ek sit in die middel van die week en ek worstel met 'n ding en dan kom 'n prediker op Sondag en gee net 'n gedeelte. Here, nou praat nie met my. O God, praat baie kere met ons. Ander gelowiges, geesvervulde mense, kan God ook gebruik om jou te onderrig en jou te leer. En dan jou eie vertroue op God. Ek hou van sing. Ek sang nie noodwendig altyd op woord nie. En ek staan in 'n gemeente en ek sing en ons is op 'n Woensdag aand diens. En ons het net twee.
lekker in die musiek en enjoy dit en ek jive. En die Here sê vir my, los hy mikrofoon. Gaan jy na daai man sy huis toe, hy wys my die gesig. Gaan bid vir hom. En nou gaan ek dalk skop en ek sê, Here, maar ek sê nou baie lekker. Kan ek nie my naadiens doen nie. As ek maar net so bietjie soos Moses, die Here, ek kan nie lekker praat nie. Dat iemand anders te stuur. En die Here wys my die man sy gesig en die Here sê vir my, los die mikrofoon en gaan bid vir hom. En dat raak so dringend in die hart dat ek die mikrofoon neersit. En ek stap by die gemeente uit. Klim in my kar en ek ry waar die Here my wil hê. En ek kom aan die voordeur en ek klop en die man maak oop. En ek sê, weet jy wat, ek kom vir jou bid vanaand. Maar terwyl ek hier is sommer vir my 'n baadjie warm water en seep was ek sommer jou voete maak. En die man is in trane. Hy sê by die werk gesit en vir die Here gesê, ek kan nie meer nie. Stuur iemand om vir my te kom bid, dat ek kan sien wie is daar. Anders sal ek by jou vermaak nie. Hoeveel keer roep die Here jou om nader te kom om iets te gaan doen. En dan kom ons dit los. Dan kom ons eie gedagtes by ons op en sê, Here, maar ons kan nie. Here, of ek het nie nou tyd nie. Of Here, ek het nie nou iets anders te. Ek sit op vanaand en ek kyk 7de laan. En ek wil graag sien wat gebeur in 7de laan, met my net nie in 7de laan tyd vra om iemand anders te gaan bid nie. En intussen sê die ander man wag en hy sê, Here, stuur asseblief net iemand om my aan te kom raak vanaand. Is dit vir God onmoontlik om homself aan te raak? Nee. Want Lukas 1 vers 37 sê dit is vir God onmoontlik. God kan hom in sy huis aangeraak het. Maar weet jy, God het 'n kerk. En ons is deel, en God wil die mens met mens aanraak. Anders hoekom kom ons kerk toe? Anders hoekom kom ons bediening toe? Anders ons staan op met 'n verwagting. Ja, ek staan met 'n verwagting op. Ek moet met die verwagting opstaan om te bedien. Ek moet met die verwagting opstaan om kerk toe te kom om iemand aan te raak dat hy verander die kan uitstap. Maar ons is mens. Ons wil ons hande oop hê en sê, Here, gee. As ons 'n glas water vat, en ons sou wag om hom vol te maak en ons hom net vol maak tot hy vol is. Is dit nie so nie? Jy sal nie meer water in daai glas insit as wat die kapasiteit van die glas is. Behalwe as jy die glas leeg maak, kan jy hom 'n tweede keer vol maak. O Vader, ek wil nader kom en ek wil net vol gemaak word. Ek wil nie leeg gemaak nie. Jy kan net leeg maak deur om te bedien. Jy kan net leeg maak deur om te doen wat God jou gevra het. Ons word nie kerk toe geroep. God roep ons nie nader nie. God bring ons nie tot bekering nie. Ons ontmoet nie Jesus Christus om passief te wees. En ek wil daaroor gesels. Die kerk verval in passiwiteit. So jy lê 'n halfpad en ek bykom. Ek punt A en punt B. Dan gebeur absoluut niks nie. Al die potensiaal is daar tot beweging. Maar niks gebeur terwyl hy in hierdie posisie vasgehou word. Wanneer ek hom egter los, vind daar beweging plaas. En word daar verskuif van die een punt na die ander punt. Maar baie keer kom ons kerk toe soos 'n liniaal wat vasgehou word. Ek kom kerk toe uit gewoonte. Ek kom kerk toe Sondag wanneer die pastoor gaan vir my kom preek. Ek kom kerk toe Woensdae omdat daar 'n biduur is. Ek kom Vrydag kerk toe omdat daar 'n jeug is. Maar ek is vasgeanker. Al die potensiaal is daar, maar geen beweging nie. Al die potensiaal is opgesluit. Maar God wag dat ek die ankerpunt losmaak.
sodat daar 'n beweging kan plaasvind vir die Here. Want alleenlik as daar beweging plaasvind, word energie oorgedra. As ek alleen die half vashou het, kon ek om die res van my lewe vashou. Hy is om net so gebly, die potensiaal is daar, maar niks het plaasgevind, geen beweging. Die bloedvloeiende vrou wat nie geneesbaar was deur al die geneeshede van die tyd nie, moes in beweging kom om genesing te ontvang. Sy moes op haar knieë deur die stade kruip en toe sy aan Jesus se kledingstuk raak, toe vind genesing plaas. Sodat Jesus sê, wat het nou gebeur? Voel uitvloeiing van die Gees. Sy kry genesing, hoekom? Sy het in beweging gekom. Ek wil eintlik sê, skuif jou lyf. Maar dat sal hulle die pastoor sê, nie wat hier kom is nie lekker nie. As jy vir die Here werk, dan moet jy jou lyf skuif maak. Jy moet in beweging kom. God kan nie hier AGS heilbron vorentoe vat as jy passief is. Die Here kan net AGS heilbron vorentoe vat as jy aktief is. Wanneer jy van posisie verander. En jy kan net van posisie verander as die Here vir jou sê, kom nader en jy luister. My oog sal op jou wees, sê die Here. Elke tree wat jy loop, weet ek hoe jy trap. Wat die lekkerste is van die Here wat ek aanbid. Wanneer ek op my knieë geval het, is dit nie mense wat my ophelp. Dis God wat my ophelp. Dis hy wat sy hand uitsteek en vir my sê, my kind, my genade is jou genoeg. En ek kan sy hand vat en hy rig my op. As ek nader stap, wat beteken dit vir my? Ek kry nuwe krag. Ek is op alles in staat deur Jesus Christus wat my wat gee? Krag. Krag. Wanneer ek nader aan God beweeg, kry ek net meer krag. Dit kan nie anders nie. Ons harte verander. Die Here sê, ek haal jou kliphart uit. En ek gee vir jou 'n nuwe hart. 'n Nuwe hart van bloed. 'n Nuwe hart van omgee. My pa was baie streng. Miskien sal daar iemand in die gemeente wat vanoggend so streng is met sy kinders. My pa was so streng dat jy gesien was en nooit gehoor was. Ek het vir jou gesê, as jy by familie kom, sê hallo vir jou ouma. Sê hallo ouma en sê nou waarvoor sien ek jou dat jy waai. En as jy nie geluister het, het jou sterre gebrand. Toe die Here hier Adam geskaap het. Maar as ons baie mans wat sê, ek kan nie lief hê nie, want jy weet, my pa was 'n Duitser, ek het Duitse bloed in my. Of ek het hierdie tipe bloed in my, weet jy, ek rooi bloed in my. Maar ek het nie speel. Toe die Here vir Adam geskaap het, het God sy asem in Adam ingeblaas. Die woord sê, die Here is liefde. As God liefde is, en God het sy asem in Adam ingeskaap het, elke man die vermoë om lief te hê. Diep binne in jou. Nou, as jy nie lief het nie, dan onderdruk jy dit. En dan is dit tyd dat jy die ankerpunt losmaak, dat dit kan uitvloei. Want jy het die vermoë. God het dit vir jou gegee, jy het daai vermoë. Dis in jou. Jou leefwyse verander. Vertroue verander. Jy begin God vertrou. Dit was baie moeilik vir my vrou gewees om vir 14 jaar op haar knieë te bly en ek wil nie namens haar praat nie, want sy het eendag op haar knieë gegaan en gesê, Here, kan ek hom maar los? Want ek is nou moeg vol.
toe gee die Here vir haar skrif wat vir haar sê, mens, ek het vir jou geleer wat is reg om te doen, gaan en doen goed aan. Ek spot hom altyd daaroor as hy dit vir my sê, en sê ek moes God se betrooie gewees het. Wanneer jy nader stap, maak God hulpbronne beskikbaar. Kyk maar na Moses, hy stap nader. Die Here het klaar geweet, Moses gaan vir hom sê, ek kan nie praat. Toe hy vir die Here sê, maar die Here, eers wat moet ek sê, wie my gestuur? Toe die Here antwoord vir hom. Hy sê, Here, maar ek kan nie lekker praat nie, ek hakel, toe sê die Here, maar ek het oplossing vir jou. Wanneer jy nader stap aan God, het God vir jou hulpbronne beskikbaar. Ewe skielik is daar 'n boetie wat by jou kom en sê, of 'n suster wat by jou kom en sê, kom ons bid saam. Kom ons vat die gesamentlik op, die hulpbron wat God tot jou toevoeg. Wanneer ek nader stap, begin ek God se Vaderhart ervaar. Dan begin jy besef, Here, wat 'n modderput was ek. En die my uitgehaal het. Toe ek die besluit geneem het, om nader te stap, die my begin was. En ek wil vir u sê, moenie vandag, dit staan nie hier geskryf nie, moenie vandag na die een wat nie hier sit nie, of langs hier sit, en die begin kritiseer en dink oor hom. Ek is 'n bietjie meer heilig as ou wat langs my sit. Ja, ek wil vir jou sê, kyk, baie mooi op sy voorkop staan, under construction. Baie baie. Amen. As jy moet in die sissie nie op dieselfde plek as jy is geestelik nie, bid vir hom, want die Here is besig met hom. God se eiendom. God is besig om konstruksie te laat plaasvind. Hoe nader jy beweeg, hoe minder tekorte het jy. Ek praat nie van aardse tekorte nie. Ek praat van geestelike tekorte. Hoe nader jy met stap, meer vertroue kry jy. Hoe makliker roep jy tot God vir hulp. Waar sal my hulp vandaan kom? Sê die dag, my hulp is van die Here God almagtig, wat hemel en aarde geskaap het. Eie woorde. Jy weet wanneer 'n kind, genaamd klein kindertjies, as hulle by die huis kom, sê hulle was by die skool of by die kleuterskool, hulle kom by die huis en hulle sien vir ma en pa. Jy is al opgewonde. Daai kind hardloop met die arms oop. Hardloop en spring in ma se arms in. En baie selde in pa en pa se streng. Spring gewoon ma se arms in. Maar daar's 'n verwagting by daai kind, terwyl hy na sy ma toe hardloop met oop arms. Weet jy, as u God nader God met 'n verwagting. Koning Dawid was seker die swakste voorbeeld vir 'n pa in die Bybel. Maar koning Dawid het een ding baie goed gedoen. Hy het die Here herinner. Hy het die Here herinner. Here, U is my God. U het gesê, U sal my red. En die Here het hom vele male gered. Wanneer u God nader God met 'n verwagting. Ons is baie maklik om te sê, maar al die soveel duisend beloftes in die woord pastoor is eintlik ons en as Christene. Dit is so. Het jy al God genader met 'n verwagting in jou hand? Naderstap beteken juist dit, soos 'n kind met 'n verwagting na God toe gaan. Stap nader om gebruik te word. Dis wat die kerk verloor. Het jy al gehoor van 'n beginsel wat sê 80-20%? Nou sien dit nie net in die sekulêre wêreld nie, die werkswêreld, ons sien dit in die kerk.
20% is betrokke en 80% ontvang. 20% by die werk, jy kan maar as jy 'n eiendom het of jy's 'n werker of jy's 'n koorman of jy weet 20% mense, hierdie paar ouens kan op staat maak, hulle sit in al tye hierso om hulle werk verskriklik hard. En die ander is net saam. In die kerk is dit ook so. 20% werk altyd en 80% gesaam. Pastoor, hoe kan jy dit sê, dis die waarheid? Ek het in my hele tyd wat ek bedien, en elke gemeente waar ons betrokke was gesien. Selfs in ons eie gemeente is dit ook waar. Hulle noem hulle die gewillige susters. Stap 'n bietjie nader, beteken ek gee myself aan die Here om gebruik te word. Aktief, nie passief. Ons wil naderskap. Baie kere is ons weerhou ons onsself om nader te stap, want ons is bang. Ek kom by 'n gemeente bedien, en hulle kom na my toe en as 'n boemelaar. Nou kom hulle vir my vra as die boemelaar moet hulle toelaat in die kerk. Ek sê, ja man, nooi hom in en ek is so spytvol, ek laat hom sommer langs my sit. Hoe kan ons vir die Here vra, wie mag deur daai deur stap? Hoe weet ek daai boemelaar is nie die volgende Reinhard Bonke nie? Wanneer ek bedien, dan verander my siening rondom my godsdienst en my God. En nou is ek betrokke. En ek wil vir jou sê, as jy betrokke is, gaan jy seer kry. Hulle gaan jou miskink. Hulle gaan vir jou slegte goed sê. Dink 'n bietjie daaraan toe die Here Jesus gesê het, as jy nie bereid is om jou kruis op te tel, moet asseblief nie agter my aanloop. Ter wille van my naam sal julle vervolg word, sleg gesê word, goed van julle sal gesteel word. Dit staan nie in die Bybel en ek sê dit sommer nou vir u so. Maar daar staan ter wille van my naam daar. Ter wille van my naam sal jy baie goed met prys gee, omdat jy bereid was om te bedien. Bereken die kostes. Stap net 'n bietjie nader aan die Here. Kom jy agter. Nou ek wil vir u sê, wanneer God jou geroep het God jou nooit verlaat. En ek wil dit 'n bietjie demonstreer. Ek het nou nie alles saamgebring nie. Ek wil prakties demonstreer, want as jy mens prakties goed baie keer demonstreer, dan sit dit in die gedagte vas. En ek is in 'n geval 'n prentjie mens, ek hou van om prentjies te sien, ek verstaan dit makliker. Berg op is makliker as berg af. Wanneer ons gaan klim, en ek en my vrou doen, ons het buite muurs geklim. So ek het 'n bietjie in Boven geklim, 'n bietjie in Stroomsvallei geklim, en ek het 'n bietjie in Montetjie in die Kaap geklim. Dit is wanneer jy weet jy vrou is baie lief vir jou. Wanneer maar die tou hanteer, jy is hier die berg. Want as ek die tou los, is jy dood. Maar dis nie wat ek hier wil demonstreer. Jy het 'n harnas aan. Jy trek dit aan. Daai tou word op die harnas vasgemaak. Dan klim een teen die berg op. En hy hak. Ons nood 'n caravan. Nou die berg het sulke hakplekke. Dan klip jy om. Dan jy verantwoordelik om die tou hier deur te sit. Jy is die lead climber, jy gaan hom bo in die berg vasmaak. En dan sakkel jy hom af. Dan kan die res klim. Maar jy is die eerste ou wat klim. Bepaal die roete. Ek kan nie afkyk nie. Ek kan nie kyk of my vrou die tou reg vashou nie. Ek moet kyk waar ek klim. Ek moet die pad uitlei.
Wanneer ek vir God werk en ek kyk waar ek op die pad loop, ek kan nie terugkyk of Jesus my vashou nie. Die vertroue moet daar wees. My vertroue is ten volle daar dat my vrou daai tou hanteer. En wat doen sy? Sy staan onder en sy kyk vir my die hele tyd. Sy sien oor nou, hy sit 'n bietjie dan trek sy die tou vas. Hoekom? Sodat as ek moeg raak in my hande en ek los my hande dat ek nie terugval en weer oor begin nie. Sy hou my vas as ek moeg raak. Tot sy sien nou kyk, nou vir krag, hy staan nou weer op, hy klim verder. Dan gee sy my bietjie terug. Maar die hele tyd is haar oog op my. My oog is nie op haar. Wanneer jy vir God bedien, is God se oog op jou. Jy moet die pad vind. Jy moet die pad loop wat die Here vir jou gevra het om te loop. God hou jou op. Jy het nie nodig om God te soek. Wanneer jy val, as my hand afgly, en ek het al geval. Ek het al geval op my kop, reg langs my vrou. Dat die tou my lekker gebrand het. Dat ek haar so onderste oor die oog kyk en sê, ek sal nie verloor. Ek kan nie grond getref nie. Wanneer jy val, is dit die een wat die tou gewerk het, wat eerlik jouself doodval. So wanneer jy val in jou bediening, is dit Christus wat jou optel. Dis Christus wat jou vasgehou het, dat jy jouself nie doodgeval het in jou bediening. En dan moet jy opstaan en aangaan. Want jy sien, jy kan nie die top van die berg bereik as jy nie terugklim. Jy gaan maar weer terugklim tot op die punt waar jy afgeval het en daarvan gaan jy aan. Want anders kan niemand anders die route klim. As jy nie bereid is om as 'n ouer nader aan God te gaan en te begin bedien, hoe verwag jy dat jou kind moet bedien? Hoe verwag jy dat jou kind moet volg? As jy nie voortklim. Hoe verwag jy dat jou kind op die Here moet vertrou, as jy nie vir hom wys, ek vertrou op die Here? Ek het soveel vertroue in my vrou, dat ek klim, dat ek my hande sal los. En ek doen dit baie keer, ek skop my bene teen die berg vas, en ek lê terug en rus eintlik, want ek is moeg. Maar sy hou die tou vas, sy kan nie moeg raak. As sy moeg raak, is ek dood. Selfs al is jy moeg in jou bediening, en jy lê terug om te rus, is God daar om jou vas te hou. Al wat jy moet doen, is om nader te kom aan God. Al wat jy moet doen, is om te luister, wanneer die Here met jou praat om te sê, kom nader. My favorite, ek het 'n gunsteling gedeelte dat ek nou Afrikaans probeer praat, en as ek julle my antwoord is. My gunsteling gedeelte in die Bybel, en ek weet daar's baie mooi gedeeltes in die Bybel, maar my gunsteling een is Jesaja die eerste hoofstuk vers 18. En as jy hom gaan lees, dan gaan jy skrik. Waar die Here vir jou sê, kom dat ek en jy die saak uitmaak. Nie kom en bring die pastoor saam nie. Nie kom en kom met die ouderling nie. Nee. Ek wil die saak met jou uitmaak, kom jy. Daar is jou uitnodiging. En daai uitnodiging is vandag ook hier. Kom jy dat ons die saak uitmaak. En dan kom die belofte. Wanneer jy nader gekom het aan God, dan kom die belofte. Jy sal nie vandag hier uitstap dieselfde nie. Al is jy so rooi soos skalaken, of so rooi soos purper. Al was jy so vuil, omdat jy dit gewaag het om na my toe te kom toe ek jou geroep het, gaan jy anders die uitstap, jy gaan skoon uitstap. Jou verlede gaan uitgewas wees. Al jou foute gaan uitgewas wees. Al jou tekorte gaan uitgewas wees. Dank die Here dat God so met ons werk. Dank die Here. Wanneer God jou roep, sal jy ontdek. En sal jou hart opgaan om ander mense lief te hê. Ja, as jy my gevra het, pastoor, moet jy nou vir 'n aand vir 'n man het wat jy gegee, as ek hom voor, ek
ek 36 jaar oud was en Rikkie moes het weet, sou ek op iets anders te gesê het. So ek kom gevra dat hy sê, dink jy ek is skeef oor? Toe ek die Here ontmoet, toe leer ek vir die eerste keer van liefde binne in die AGS kerk. Binne in die AGS kerk. Ek het nie in 'n liefdevolle huis groot geword nie. Ek kan nie onthou een keer dat my pa my vasgehou het en sy leerlinge vir my gesê het, hy is lief vir my. Ek het in die AGS kerk tussen die mense van die AGS geleer wat is liefde. As God jou nader roep en sê, kom nader, gaan, asseblief nader. Jy sal nie dieselfde aan die kant uit. Jy kan nie dieselfde aan die kant uit. Dit is die moeite werd om nader te stap aan. Kom ons maak die woord. Vader, ek dank U dat U nie opgegee op my. Here, toe almal gedink het, is nie meer die moeite werd nie. Toe almal gesê het, ons wil nou my nie hê nie. U gesê, hy is my waardevol. Ek soek hom. Ek bid, Here, dat waar mense vanoggend sit wat sê, Vader, ons voel nie waardig. Dat U hulle sal herinner, dat U die skepper God is, waarvoor niks onmoontlik is. Dat hulle so waardevol vir U is, dat U U enigstgebore seun gestuur het, om te sterf vir hulle. Wat 'n prys, Here Jesus, het U betaal vir 'n sondaar soos ek. Toe U met oop arms aan die kruis vasgespalk was hulle oop, en hy het my gesê, kom my kind, net soos wat jy is. Dankie Heilige Gees, dat U bereid is